So goeiemôre van my kant af. Is lekker om hier te wees vanoggend. Lekker om in die huis van die Here te wees, altyd. Julle moet nou sê ja. Amen. Is lekker. Goed, ek gaan wegspring om te gesels waaroor ek wil graag op die einde ook net saam met mense bid en oor vir die Heilige Gees. Dis Pinkstertyd. En ja, voor ek nou te veel ander goedjies selfe op 'n rabbit trail gaan, kom dat ek begin met wat die Here vir my gegee het. So ek wil gesels oor die Heilige Gees, maar daar's iets wat baie in my hart brand hierdie week. En ek gaan dit sommer net met julle deel. Ekskuus vir die wat dalk Woensdagoggend by die Bybelstudie was, julle gaan nog so 'n stukkie daarvan kry. Ekskuus vir dit. Maar ja, ek wil graag met julle deel wat die Here op my hart gesit het. As ek vanoggend vir jou vra, wat is die kenmerke van iemand wat geestelik volwasse is? Wat sal julle vir my sê? Ekskuus, wat het ek gesê? Ek het nie mooi gehoor nie, sê gou. Dis actually baie groot wysheid daai. Dit is baie wysheid daai. Wat nog? Dankie. Sien die vrug van die Gees. Kom Erna, hoe lyk die gawes van die Heilige Gees? Wat nog? Vol liefde. Julle is 'n baie slim kerk hoor. Julle is 'n baie. Skies? Daar's hy. Goed. So ek wil sommer net so 'n bietjie stil staan by dit wat ek met julle gaan deel is daar uit die aard van die saak baie meer vleis rondom dit. So ek gaan net so 'n stukkie deel van wat op my hart is. Ek weet wanneer ons kyk na geestelike volwassenheid en ek dink ek het dit al genoem, dan dink ons aan iemand wat dalk Wendy, can you turn this down a little bit? Just a little bit. Thank you. Iemand wat dalk mense uit die dood uit opwek of vir die siekes bid en hulle word gesond of kan profeteer of 40 dae vas en al die bogenoemde is belangrik. Maar ek wil graag sommer net met julle so 'n paar goedjies deurhardloop wat die Here op my hart gesit het, as dit oukei is met julle. Kenmerke van 'n volwasse kind van God. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. So die Here deel met my, iemand wat volwasse is, het geleer om sy tong te beheer. Geleer om sy tong te beheer. Hy sê, jy sal sekerlik die vrug eet van dit wat jy praat. So as ons verder gaan, hierdie skrif is nogals belangrik. Jakobus 3 sê, kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong, ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewenshoop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Is nogals groot woorde daai, nê? So die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, daai is die Engels, volwassenheid in Christus word geken aan iemand se vermoë om lewe te spreek in die atmosfeer in alle omstandighede. En hierdie is vir my baie na in die hart. Doen ek dit altyd? Nee.
Ek wens ek kan sê ek doen dit altyd. Maar ons doen dit nie. Ons word dikwels deel van die klomp wat saam praat oor, kyk net hoe lyk alles. Kyk net hoe negatief is alles. Kyk net hoe sleg gaan dit. Kyk net hoe moeilik is daai. En ons praat saam, so 'n volwassenheid in Christus is wanneer ons begin om lewe te spreek. En dit beteken nie ons sien nie wat is verkeerd nie. Dit beteken ons begin om te sien wat God sien en kies om net dit uit te spreek. Dis wat dit beteken. So dis die eerste puntjie. Ons gaan uitkom by die Heilige Gees, byt vas. OK. So die eerste een, so volwassenheid is om lewe te spreek. Bill Johnson sê, you know your mind is renewed when the impossible becomes natural. Nee, jy weet jou denke is vernuwe. Wat is dit as jou denke vernuwe is? Jy begin dink soos God dink. Oor goeie. So jy weet jou denke is vernuwe wanneer die onmoontlike natuurlik begin lyk. Het Jesus gesê deur sy wonde daar vir ons genesing gekom? Is julle seker hy het dit gesê? So wat kom uit ons mond uit wanneer ons oor siekes praat? Nee? Volwassenheid is wanneer ons begin om net te praat wat God sê. Oor mense, oor situasies, oor siekte, oor ons land, oor ons dorp, oor ons kerk, oor alles is om te praat wat God sê. Dis volwassenheid. Kom ons gaan na die volgende een. Kenmerke van 'n volwasse kind. Filippense 2 sê maar, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word en in gedaante gevind as mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word selfs tot die dood. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Tweede, volwassenheid in Christus is na die mate wat jy dienskneg kan wees. Iemand wat volwasse is in Christus, gee nie meer om die hoogste trappietjie te hê nie. Jy gee nie meer om te veg vir 'n plek nie. Ek sê nou die dag vir iemand, ek is op 'n wonderlike plek. Ek het niks meer om te bewys nie. Dis 'n baie goeie plek om op te wees. Want die Here het my jare terug geleer. Ek dink ek het hierdie al met julle gedeel, verskoon my as ek goeters deel, julle gaan dit maar weer hoor. Is die Here liewer vir die boer wat daar deur bo in die Karoo sit op sy plaasie, as wat hy is vir, kom ons sê nou maar, Bill Johnson? Is die Here liewer vir Bill Johnson? Lag vir my lief. Is die Here liewer, God is nie liewer vir Reinhard Bonke wat duisende siele tot bekering laat kom het, as wat hy is vir die persoon wat daar op die plaasie dalk sit of in die klein dorpie en dalk 3 of 4 mense 'n week sien. Ons moet dit snap julle, ons moet dit snap. Dit lê nie in die getalle nie, dit lê nie in of ek op die hoogste leer is nie. Ek het 'n verskriklike mooi boodskap geluister gister. Ek dink dit was 'n, wat is die Afrikaanse potgooi of 'n wat noem hulle dit? In Afrikaans het ek geluister en dis 'n baie bekende bedienaar wat wel by baie groot konferensies praat. En Damon Thompson, ek weet nie wie van julle as enige iemand so Damon Thompson ken. En hy vertel hoe dat hy in hierdie week een aand by die restaurant sit. En hy besluit op die laaste minuut, hy wou saam met vriende na 'n spesifieke restaurant toe gegaan het, maar op die laaste minuut voel hy die Heilige Gees sê vir hom nee, hulle moet na 'n ander restaurant toe gaan. Hulle gaan toe nou na die ander restaurant toe. Hy sê en hy
soos die Engels sê, eavesdrop 'n bietjie en hy hoor die dametjie wat hulle help met die wat hulle bedien, praat met van die ander kelnerinne, is dit die woord in Afrikaans, goeieste. Robin, ons gaan punte kry vir hierdie Afrikaans van ons kelnerinne. En sy vertel vir hulle haar kar is gebreek en sy is, ekskuus, motor. Haar motor, sien jy, ons leer hoor, ons leer. Haar motor is gebreek en sy sê vir hulle, wel, dit gaan nou 'n klomp geld kos om hom reg te maak, maar ten minste het sy nog steeds 'n werk. En hy sê, hy luister na en hy dink, sjoe, hy hou van die manier hoe sy dink. En lang storie kort, op die einde van die aand gaan hy na haar toe en hy begin met haar te gesels en nodeloos om te sê, die Heilige Gees sê vir my met haar kar motor, sy herstelwerk, moet hy betaal. En hy betaal dit toe en hy ry, en toe hy ry so end op en hier stap ook 'n vrou met 'n kannetjie wat brandstof soek of petrol soek. En hy stop by haar, kry die kannetjie, laai haar op, gaan maak, kry brandstof, kry haar kar, maak haar kar vol brandstof en hy gaan huis toe. En hy sê, dink by homself, wat 'n vrugvolle aand was dit nie. Hy sê, Here, hierdie was meer vrugvol as wanneer ek vir 10,000 mense preek. Ons kan nooit die waarde meet in hoe hoog ek dink die trappie is of wat ek wil vermag nie. So nederigheid is wanneer jy begin besef, dit gaan eintlik alles oor hom. Ek het niks uit myself uit en om net te doen wat die Here vir jou sê in gehoorsaamheid. Goed. Die volgende een, nommer 3. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag die doel na om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is. Sjoe. Ek dink volmaak beteken daarom seker ook volwasse. Wat dink julle? Volmaak is so gesind wees en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. So hierdie is eintlik wat Henk gedeel het 'n ruk terug en dit het my geseën, so ek wil dit graag hier insit. Hy sê, laat ons dan almal wat volmaak is hierdie gesindheid hê. Watter gesindheid? Wat het hy nou net gesê? Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. So volwassenheid in Christus is wanneer ons die verlede agter ons kan sit en ons uitstrek na God se wil en plan. Daar's 'n gesegde wat ons sê as ons met die coaching wat ons sê your happiness will ultimately depend on your ability to let go of things. Kom lees jy dit vir ons gou. Kom lees dit maar gou. Ekskuus julle, ek moes dit net doen, want dit sê dit so mooi in die Amplified. Hy sê, all of us who are mature and hakies pursuing spiritual perfection should have this attitude. En dis die houding van vergeet die dinge wat verby is. Strek jou uit na wat voor is. En ek voel net om te sê, rondom jou eie lewe. Gister is verby. Vra vir die Here wat lê voor. Okay. Dis hy, so. Dit is om te vergeet wat agter is, om te laat gaan. Sjoe, dis moeilik om te laat gaan partykeer. Dis moeilik om te laat gaan. Partykeer het ons hierdie prentjies gehad in ons kop van hoe my lewe moet lyk teen hierdie tyd. Ons almal het 'n prentjie. Ons almal het 'n prentjie van hoe ek gedink het my lewe moet lyk op hierdie stadium. En baie keer kom ons dan op 'n sekere tyd in ons lewe en ons dink maar niks in my lewe lyk soos daai prentjie nie.
En ek wil vanoggend vir jou sê, God kan nie vir jou 'n nuwe prentjie gee voor jy nie die ou prentjie laat gaan nie. So partykeer moet ons die ou prentjie laat gaan en sê, Here, dit lyk nie so nie, maar Here, ek laat dit nou gaan, sodat U vir my 'n nuwe prentjie kan gee. So dis die vermoë om te kan laat gaan van die verlede en van ons prentjies en ons uit te strek na wat voor lê. Goed, so die 4de een, 1 Johannes 4, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God uit, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So ek wil nie oor hierdie onderwerp begin praat nie, want ek sal vir 3 ure lank praat, en dit gaan heeltemal af van die onderwerp af wees. Maar hierdie is my kos eintlik. So nou kom hy hier in, skus julle, ek het nie die Afrikaans hier in nie. Die Engelse vertaling 1 Johannes 2 sê, I'm writing to you little children, because your sins have been forgiven for his name's sake. You have been pardoned and released from spiritual debt. I'm writing to you fathers, those believers who are spiritually mature, because you know him, who has existed from the beginning. And I'm writing to you young men, because you have been victorious and have overcome the evil one. Okay, praat met julle kinders, want julle siele is gered. Julle tot bekering gekom. Ek praat met julle jong manne, want julle weet daarom nou al hoe om die bose te oorwin. Dan sê ek praat met julle vaders, want julle ken God. Maar die vorige vers het gesê, om God te ken, is om lief te hê. So ek wil nie te veel oor hierdie sê nie, want ek wil graag uitkom waar ek eintlik wil uitkom. Volwassenheid in Christus is wanneer ons kan lief hê, soos wat God lief het. En vir my staan hierdie een eintlik uit bo die meeste van die ander, is om lief te hê soos God lief het. Agape liefde. Ag, en ek kan regtig baie lank praat hieroor. Maar is dit Bob Jones, enkes lief om daarvan te vertel, wat in die hemel kom. En hy sien, daar staan so lang ry. En Jesus staan voor en hy vra almal 'n vraag. En toe hy voorkom, dis die enigste vraag wat Jesus vir hom vra. Toe sê hy vir hom, Bob, did you learn to love? Het jy geleer om lief te hê? So geestelike volwassenheid is om lief te hê soos wat God lief het. Goed, dan die laaste een, maar die belangrikste een vir vandag. Is Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Okay, so daai woordjie kinders in die oorspronklike vertaling in die Grieks staan vir, die Engels sê mature sons. Volwasse seuns. So die wat hulle self deur die Gees van God laat lei, is volwasse seuns. So ons gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees. Ek voel dat die Heilige Gees is die basis van al die voriges. Iemand het mooi gesê, Rita het gesê, dis die vrug. Die vrug van wat? Van die Gees. Dis die vrug van die Gees. En niks van dit wat ek nou genoem het, stap 1 tot 4, kan jy doen as jy nie die Heilige Gees het nie. Dis die Heilige Gees wat ons meer soos Jesus laat lyk. Die Heilige Gees wat ons vat na volwassenheid in Christus. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Sonder hom is dit onmoontlik eintlik om Christendom by onsself uit te leef. Ons kan nie. Ons het die Heilige Gees nodig vir elke tree, vir elke stap, vir elke ding wat ons doen. So ek wil so 'n oombliekie kyk,
net so vinnig kyk in dit en ek weet ek preek hier vanoggend eintlik vir mense wat ek glo die grootste hoeveelheid van julle het dalk al die Heilige Gees ontvang of ietsie geleer daarvan. So maar miskien maak hierdie dit net weer vir jou vars vanoggend. So kom ons kyk gou wat sê hy. Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik om soos Christus te leef, ons het daai gesê. Goed, Handelinge 1, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem voor hulle. Dis die heel laaste ding wat Jesus vir hulle gesê het. Is gaan en wag. Daar's 'n ander skrif wat hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek gaan. Hoekom? Want in die vlees was Jesus nog steeds net een man. Maar die Heilige Gees is onbeperk en moes uitgegiet word tot beskikking van ons almal. Sodat ons almal in Christus kan leef en ons lewe het deur die Heilige Gees. So Jesus sê vir hulle gaan wag in die boonste vertrek. Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Goed, so ek wil hê, waar's my skotteltjie, so sê. Wil jy nie die demonstrasie kom doen, want ek gaan dit nie kan doen en praat gelyk. Henk vra hom gou hierdie. So daar's actually 3 maniere, 3 dopinge, of 3 vervulling, of kom ons sê nou maar doping, die Engels sê baptisms, nee. So kom ons gaan kyk gou na dit. Goed, die eerste een is wanneer jy tot bekering kom. Nee. Lig hom net op. Ek het nie so goeie samewerking hier vanoggend nie. Ja nee. So wanneer jy tot bekering kom, hierdie is nou jy. Dis jy. Jy het tot bekering gekom, en die oomblik wanneer jy tot bekering kom, kom die Gees van God en kom woon binne in jou. OK? Daar's jy. So, ons weet dis waar ook, as jy lees 1 Korintiërs 6, daar's eintlik baie skrifte oor dit, maar hy sê ook, weet julle nie dat julle 'n tempel is en dat die Heilige Gees nou binne in julle woon nie. So, ek wil vir jou sê, as jy tot bekering kom, kom God se Gees, hy kom woon in jou, jy's onmiddellik 100% gewederbaar, geheilig, gereinig in Christus deur die bloed van Jesus. Goed. Nou, met die vervulling, of daar's verskeie verse hier, daar's verse wat sê, word gevul met die Heilige Gees, en daar is verse wat sê, gedoop met die Heilige Gees. Maar wat gebeur wanneer jy die Heilige Gees ontvang, in doping of vervulling met die Heilige Gees? Gaan nou maar net stadig, so, wag net gou voor jy gooi lief. Wat is in Afrikaans? Enige iets met vir vooraan. Wat beteken dit? Vir drink. Vir ongeluk. Vir wat beteken daai vir? Vir is te veel. Nee? Is ek reg? Seker nie in alle opsigte nie, maar as jy die woordjie vir vooraan sit, vir drink, vir ongeluk, vir moor, vir, dis te veel. Dis die ergste trap wat daar is. So as ons sê vervul, dan wat gebeur? Hy loop oor, dit kom uit.
So dis wat gebeur, dankie lief, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, is dit loop oor. Dit borrel uit. Daar's te veel. Dis wat gebeur. So, nou kom die woord en hy sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Ok, jy gaan maar weer met terugkom. Sorry. Ok. Goed. Dan die laaste een is een waarvan daar nie eintlik baie gepraat word nie. Maar ek noem dit nou vandag vir julle, sodat jy die hele prentjie kan kry. En dit kry ons in Galasiërs 3 vers 27, wat hy praat van die doping in Christus. Die doping in Christus gebeur die volgende. So wanneer ek so in hom, wat sien julle nou? Wanneer ek verdwyn en hy verskyn. Dis wanneer ek nie meer sigbaar is nie, maar Christus is nou sigbaar. Dankie lief, nou is ons klaar. Jy kan maar gaan bære, dankie. So dis die derde een, is wanneer Christus gesien word. Ek nou nie daai skrif, dis nou jammer, Galasiërs 3 vers 27 wil ek graag vir julle gelees het, dit lyk vir my, ek het hom nie daar opgesit nie. Maar hy sê basies dit, dat julle in Christus ingedoop is, en dat julle nou beklee is met hom. En wanneer mense na julle kyk, sien hulle hom. Hulle sien nie meer vir jou nie, hulle sien Christus, en dis die derde doping. So maar ons lê klem in hierdie tyd op die eerste een, bekering en op vervulling, veral die tweede een, vervulling met die Heilige Gees. So Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit. En hulle is almal vervul. Vervul. Te veel. Vervul. Met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En vir watter Vader, kom ek verduidelik net eers gou hierdie versie. Baie mense is skrikkerig vir die Heilige Gees, want ons verstaan dit nie altyd lekker nie. Ons verstaan dit nie. En as ons bang om oor te gee, en net te sê, Here, Heilige Gees, wil U nie kom en my kom vul nie. Nou sê hierdie vers in Lukas 11 sê, en watter vader onder julle sal sy seun, as sy seun brood vra en hy sal vir hom 'n klip gee, of as hy vir 'n vis vra in plaas van 'n vis 'n slang gee, of as hy vir hom 'n eier vra 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee vir die wat hom bid. Ek beloof jou, as jy sê, Heilige Gees, kom en kom vul my, sal God vir jou die Heilige Gees gee. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy enige iets anders gaan ontvang, of enige iets kan gaan kry wat verkeerd is, of wat nie reg is nie. As jy God die Vader vra, Here, vul my met U Heilige Gees, is dit wat hy vir jou sal gee. Want hy's 'n goeie Vader, wat net goeie dinge vir ons instoor het. Goed. 1 Korintiërs 14 vers 14. En hierdie is vir my persoonlik baie belangrik wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Kan ek maar vra vanoggend, wie wat hierso sit is al vervul in die Heilige Gees, steek net op jou hand. Dankie. Gebeur dit sekerlik die meeste van julle. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is
onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ook met die verstand psalm sing. En dan kom Paulus, dis Paulus wat hierdie sê. So 'n paar verse verder, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Dit was nogal so 'n bietjie, ek weet nie verwaand van nou Paulus nie, maar hoekom het Paulus dit gesê? Want daar's 'n ander plek waar Paulus sê, wanneer ek in 'n taal bid, stig ek myself. Ek bou myself op. Ek kan vanoggend vir julle sê, wanneer ons met my en Henk wat so baie al bedien het, definitief verseker, is ons nie engeltjies nie, en daar's baie dae wat 'n mens moet bedien of moet praat, wat ek vir die Here sê, Here, daar's soos niks, ek is te moeg, of wat ook al, en weet julle wat, dan begin ek net om in tale te bid, en ek begin om in tale te bid, en ek bid in tale, 5 minute, 10 minute, baie keer as ons op die pad is, want ons reis baie keer rond, 5 minute, 10 minute, dan voel ek, wow, hier is die Heilige Gees, dan sê ek net soos, dankie Here, want ek kan nie sonder U nie, ek kan dit nie sonder U doen nie, so om in tale te bid, stig myself, en dis hoekom Paulus 10 en roem daarin, en sê, ek bid meer as julle almal in tale, maar die belangrike deel van daai is vir my, wanneer ek in 'n taal bid, is my verstand onvrugbaar. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan nie die Heilige Gees, skus vir my Engels, uitfigure nie. Jy kan hom nie uitfigure nie, jy kan nie hom verstaan met jou menslike verstand nie, want die Bybel sê, God is gees en vlees kan hom nie uitredeneer nie. So dit beteken ek en jy sal ook nooit ooit ten volle God kan verstaan met ons menslike verstand nie. Want ons wil graag, wanneer ons na God toe kom, en wanneer ons dink oor gees, en wanneer ons dink oor ons wandel, wil ons alles verstaan. Maar ek wil vir jou sê, waar dit kom by die Heilige Gees, jy gaan dit nie kan verstaan nie. Want gees is buite tyd en ruimte. Gees is onbeperk. Gees, die Heilige Gees weet dinge wat ek en jy nie weet nie. So wanneer ons kom en sê, Here, vul my, moet ek eintlik die knoppie kry waar ek hierdie afskakel. En dis vir baie van ons baie moeilik. Want ons wil dit in ons gedagtes verstaan. Maar ek wil jou uitnooi, wanneer jy na God toe kom, probeer om daai knoppie te kry wat afskakel hierdie verstaan afskakel, en net sê, Here, hier is ek. Here, laat U Heilige Gees deur my vloei. Laat U Heilige Gees oor my spoel. En dan wanneer jy in tale wil begin bid, moenie dit probeer verstaan nie, jy gaan dit nie verstaan nie. Want dit is 'n geestelike, hemelse taal. So jy gaan dit nie met jou verstand kan verstaan, of dink, sjoe, ek moet nou hierdie klank agter daai klank sit, of so ietsie nie, dan is jou verstand te hard besig om te werk. En daai skrif sê duidelik, wanneer ek in 'n taal bid, is my verstand onvrugbaar. So dis vir my verskriklik belangrik, as ons vanoggend kom, en ek dink dit is dalk hoekom talespraak ietsie is wat 'n mens stig, soos ek julle net nou verduidelik het. Hoekom? Want dit haal die ek uit my prentjie uit. Dit haal my denke, my gedagtes uit die prentjie uit, en ek kan begin om my geesmens in te stel en te sê, Heilige Gees, wat wil U hê? Nie wat is ek besig om te dink nie. So goed. Daar's 'n paar van hierdie wat ek sommer net vir julle wil lees. En Robin, jy kan eintlik maar klaar vir my begin speel. The Holy Spirit is a person, not a thing.
The Holy Spirit, die Heilige Gees, is deel van die drie-eenheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy dink, volgens Handelinge 15 vers 28, hy praat. Hy kan hartseer wees. En hy kan besluit. Dis die Heilige Gees, wat God vrylik vir my en jou gegee het, as 'n geskenk. Julle, die mens kan planne maak. Maar dis die Heilige Gees alleen wat weet wat nodig is. Ons kan beplan, ons kan dink, ons kan selfs besluite maak. En ongelukkig dikwels maak ons besluite sonder om die Heilige Gees eers te raadpleeg. En te vra, Heilige Gees, wat wil U moet ek doen? En ek waarborg jou, wanneer jy doen wat die Heilige Gees vir jou sê, gaan die uitkoms soveel meer vrug afwerp as wat ek en jy in ons vlees ooit kon. Nou, partykeer vra die Heilige Gees vir ons goed wat nie noodwendig is, wat vir ons gemaklik is nie. Ons hou mos van ons gemaksone. Ek gaan vra 'n bietjie vir Robin, die heel eerste keer toe sy ooit voor mense moes sing. Gaan vra vir Esmy, die eerste keer toe sy ooit die vla, toe die Heilige Gees vir haar sê, doen dit nou, voor die mense. Gaan vra vir Henk, die heel eerste keer voor hy voor mense moes praat. Gaan vra vir Pieter Nel, die eerste keer toe hy moes preek. Ons almal het 'n eerste keer gehad van iets wat die Here vir ons gevra het. En ek kan julle verseker, daar's 'n ding wat ons altyd sê, die Heilige Gees sal jou altyd vat waar jou vlees ongemaklik is. So wat ook al vir jou sê, jou vlees gaan nie gemaklik wees nie. Want gewoonlik is dit so iets wat in ons kop aangaan. Wat gaan die mense sê? Wat as ek nie reg is nie? Wat as dit verkeerd is? Wat as die persoon nie gesond word vir wie ek bid nie? En ons redeneer in ons verstand en ons redeneer die Heilige Gees weg uit die prentjie uit. En ek weet baie van julle wat vanoggend hier sit, het al baie keer 'n opdrag van die Heilige Gees gekry, so julle verstaan waarvan ek praat. Daai oorlog hier binne in jou, moet ek nie, en die vlees teen die gees, Romeine 8, 9 en 10 praat van dit, want die gees is teen die vlees, en die vlees is teen die gees, en die twee is in vyandskap met mekaar, en dan sê hy, want vlees kan nie geestelike dinge verstaan nie. So as ons kom met ons glasie, die woord het so mooi vers wat hy sê, want ons het hier die skat in erdekruike. Wat is die skat? Dis die Heilige Gees. So wanneer jy kom met jou erdekruik of jou koppie, wat jy wil sê, Here, kom vul my, moet ons my verstand uit die pad uitkry. My menslike denke moet ek uit die pad uitkry, en ek moet sê, Here, hier is ek, doen met my wat U wil. Doen met my wat U wil. Sê een van die mooiste boeke wat ons ooit gelees het, miskien het van julle dit gelees. Dis 'n boek wat Benny Hinn geskryf het jare terug. Sy naam is Good Morning Holy Spirit. Wat 'n ongelooflike mooi boek. Hoekom hierdie boek spesifiek so mooi is want daai boekie praat van 'n verhouding met Heilige Gees. Dit was nie net 'n entiteit daar ver nie. So Benny Hinn, toe hy God ontmoet het en hy die Heilige Gees ontvang, het hy ervaar hoe dat
dat hierdie 'n liefdesverhouding word tussen hom en die Heilige Gees. En van daar was dit elke oggend as hy wakker word, het hy gesê, "Good morning, Holy Spirit." En dis ook sommer 'n aanhaling van hom. The Holy Spirit is not a luxury in a believer's life. He is a necessity. The Holy Spirit calls us to make a change, then gives us the power to make that change. Die Heilige Gees vra jou, en dis hoe wonderlik dit is, as hy jou iets vra, dan gaan hy jou bekragtig ook om dit te doen. Al wat hy wil hê, is dat jy net die eerste tree gee. Hoekom sal die Gees van die Here ons altyd vat waar ons vleesmens 'n bietjie ongemaklik is? Ek het hierdie al gesê voorheen, want as dit gemaklik is, doen ek dit nie meer in geloof nie. So daar's sekere goed wat Robin kan doen, want sy kan sing. Sy kan nogals sing en worship. En dit gaan nie meer baie geloof vir haar vat om sekere goed te doen rondom worship en speel nie. Maar as die Here dalk vir haar sê, bid vir daai verlamde, dat hy opstaan uit die reistool uit, dan gaan dit baie geloof vir haar vat, want dis nou nie iets wat sy elke dag doen nie. En hoekom moet dit in geloof wees, julle? Want as ek dit kan doen, dan kan ek dit mos nou maar doen. Dan kan ek mos nou maar die eer ook vir myself vat. Sê nee, Jesus, ek was nou so oulik. Ek het dit gedoen. En Jesus self het gesê, ek kan niks doen uit myself uit nie. Ek doen net wat die Vader vir my sê. En dit is waarom jou vlees altyd so bietjie ongemaklik gaan wees wanneer God jou vra om iets te doen. Hy wil hê jy moet afhanklik wees van hom en hom alleen. En nie terugval op my vlees en my vermoë en wat ek kan doen nie, maar dat jy regtig van hom en hom alleen afhanklik sal wees. The Holy Spirit is the power that keeps what we know as life intact. He's the air we breathe and the literal energy of the Godhead. It's Michael Koulianos. So vir enige iemand wat Jesus Image volg, dis Michael Koulianos se leier en hy is toevallig Benny Hinn se skoonseun. Kom ek lees dit net weer. The Holy Spirit is the power that keeps what we know as life intact. He's the air we breathe and the literal energy of the Godhead. Bill Johnson. We have been given the privilege to host this presence. Is dit nie mooi nie? The Holy Spirit is in me for my sake, but He's upon me for yours. So die Heilige Gees is in my, vir my onthulwe. Hoekom? Vir my groei. Ek het hom nodig om my te vorm, my te leer, my te lei. Maar hy is op my terwille van jou. Hoekom? Sodat wanneer ons vir die siekes bid, hulle gesond word. Is dit nie wonderlik nie? Sjoe, ek is so bewus van die Here, van die Heilige Gees. Ek is so bewus van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Catherine Kuhlman het gesê, en hierdie het ek op 'n video gesien van haar, terwyl die trane oor haar wange loop. Sy sê, please, don't grieve the Holy Spirit. He's all that I have. He's all that I have.
Reinhard Bonke het gesê, the Holy Spirit is a healing spirit. When the Holy Spirit is present, anything is possible. Anything is possible. Catherine Kuhlman het ook gesê, the greatest evidence of having been filled with the Holy Spirit, the greatest evidence there is not speaking in tongues, as wonderful as that is, but power in an individual's life. As jy 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, 'n ware ontmoeting, kan ek vir jou dit sê, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Dit is onmoontlik om weer dieselfde te wees. Die Heilige Gees is die verskil tussen godsdienstig kerkhou en 'n lewende organisme, liggaam van God, waardeur lewe en genesing en krag en heerlikheid vloei. Dis die verskil. Wanneer die Heilige Gees iets inspireer, kan jy maar weet, daar sal vrug wees.